As hy hartlike goeienaand, baie welkom by ons huisgodsdiens op hierdie Dinsdag aand. Genade, maar die tyd vlieg. Baie welkom aan elke liewe een wat vanaand luister. Ek het vanaand met hierdie voorbereiding besef 'n mens eintlik hoe belangrik elke boodskap is, hoe lewend die woord van die Here is en hoe kragtig sy woord is. Maar hoe God ook vanaand in hierdie dag, die 17de Februarie, met elke een van ons praat. En soms het die Here 'n vraag, en soms vra hy, en soms gebruik hy werktuigkundiges of instrumente of mense of individue of wat ook al dit mag wees, om 'n vraag te vraag aan iemand en selfs aan jou. Goeienaand, Wendy, albei Wendy's, Wendy Ann, goed met jou, gaan dit goed met julle? Goeienaand Wendy de Bruto, goeienaand Celine, daar klim die mense op. So deel hierdie boodskap, elke een het dit nodig om te hoor, tag iemand in hierdie boodskap, en ek dank die Here daarvoor. Goeienaand Annie, gaan dit daar met julle in die Wesrand, hallo Thuis, prys die Here, Celine, daar is hy. So, dis baie belangrik om ook soms te hoor wat die Here vir ons het, en dit is my gebed vanaand. Dis my gebed dat 'n mens 'n bietjie introspeksie gaan doen in jou eie lewe en oor jou lewe. En hallo Gielie, hallo Teens, hoe gaan dit met julle? Teens hier. Hallo Chris, hoe gaan dit met jou? Man, lekker. Kom ek groet so 'n paar mense. Sê gou 'n bietjie vir my hallo, sê hallo vir almal. Sê ek luister vanaand. Hallo oom Johan, hoe gaan dit? Ek luister vanaand. Ag, dit gaan goed, dankie. Ons is ook geseën, baie geseën, dankie. Hallo Lorika. Hoe gaan dit? Hallo Letitia, hoe gaan dit met julle? Daar is hy, ek like dit as die mense opklim. Tik net daar so, sê net hallo. Sê dit gaan goed, of bid vir my, of wat ook al. Ja man, lekker om mense te sien en met mense te praat. Ja, julle is kosbaar vir die Here. So ja, ons het 'n wonderlike woord vanaand. So ek wil gou 'n bietjie nog mense groet. Is nog vroeg, ons gaan so 'n bietjie tyd spandeer. Nie te veel nie, as jy wil afklim ook vanaand, as jy welkom, dan kan jy later weer kyk. Dis die lekker ding van die sosiale live boodskappe, jy kan luister. Hallo Andre, Marion, how you guys? Hoe gaan dit al met julle? Elnita, goed met julle? Hoe was julle dag? How was your guys' day today? So ja, dit prys die Here. Dankie Celine, dit gaan goed. Ja, dit gaan goed. Yes, Annie. Ons bid man, ons bid. Weet jy wat? Wanneer ons sê ons bid, dan moet ons bid vir mekaar, né? Dra dit op. Wendy Ann, ons bid vir jou gesondheid, ons bid vir Annie, ons bid vir jou, in Jesus naam is daar volkome genesing. Goeienaand Annelie, Marie, goed met julle? Yes, laat die wat oor het hoor, amen. Monja sukkel ook geweldig met haar oë, sy het ook sommer nou gister vir my gesê, man weet jy wat, ek het my hande so nat gemaak, met die salwingsolie, en ja, daar sy, is beter, dis wat ons moet doen, ons moet vir mekaar. Jan, lekker om jou te sien, hoe gaan dit? Hoe gaan dit, Jan Kotse? Hallo oom Fred, ek wil nie eintlik iemand mis nie, baie kere dan sien ek het iemand gemis, ek weet nie hoe nie, ek is eerlik, dit wat ek hier sien groet ek maar, baie keer as ek seker maar praat, dan gaan dit maar verby, maar ja, yes Wendy, weet jy wat, daar is genesing, daar is wonderbaarlike genesing, ons, weet jy, kan ek vir jou sê, Sondag, kan ek sommer in dieselfde trant ook sê, die stem van misleiding, dis ons tema vir Sondag, moet nie Sondag mis nie, Sondag, Johnny de Pre, wat 'n voorreg, daar sê, ja, ek en die ou was saam, ek en Johnny was saam in die army, ja, is lekker om jou op te sien, dankie my maat, ja, deel ook, hy is daar van Port Elizabeth, ek was daar in Port Elizabeth en toe was ons nog stout, maar dankie, ja, so na al die jare het ons kontak gekry weer met mekaar, dankie dat jy luister, hallo Erik my maat, goed en jy, ja Erik, een van die dae vlieg jy ook, dan is jy Nieu-Seeland toe, dan, joh, ons moet by mekaar uitkom, tyd is min, dan gaan nou Erik ook aan, word hy 'n All Black, hy sal nooit 'n All Black word nie, ja, sy sê dit, maar luister, kom ons gaan aan, kom ons begin vanaand, en die tema vir vanaand is, mag die Here hierdie woord net regtig seën, en dit is 'n vraag vir elke een van ons, wat ons moet vra, soos die mense inskakel, is, hoe lyk my getuienis voor God? Nou,
Ons gaan lees uit Job uit, so maak jou Bybel oop in die boek van Job, en ons gaan na die 8ste vers, eintlik van 1 tot 12 kan jy hom gaan lees, jy kan die storie gaan lees, almal ken dit, wel bekend. God ken nie net ons woorde nie, hoor gou mooi, hy ken ons hele, nom en goede met jou, hy ken ons hele lewe. So, daar is hy, druk gou die share button, share hierdie boodskap. Jy sien, ons leef in 'n wêreld waar getuienis baie belangrik is. Op sosiale media wys mense altyd hulle beste kant. Ons het nou 'n week terug het ons midweek gemeentediens gehad en die geweldige getuienis en mense wat vir die eerste keer daar gekom het en dit is net amazing. Onder andere sê iemand vir my die volgende dag, weet jy wat, hulle was vir die eerste keer daar, die liefde wat die gemeente uitstraal, die mense het sommer hand op hulle gelê en vir hulle gebid en dit was net iets wat hulle gesoek het, hulle soek dit. En dis wat die No Limit so wonderlik maak. Die getuienis wat ek altyd kan sê is dat ek weet in my hart, ons 'n kragtige gemeente is wat bid. Ons bid en as daar moet gebid word, dan bid ons. Goeienaand, Maak de Beer, hoe gaan dit dan met julle? Mense skryf CV's oor hulle prestasies. En is lekker om jou CV aan te vul oor jou prestasies. Jy sien, in hierdie samelewing bou ons ook ons reputasies, en mense bou 'n reputasie, party se reputasies is fenomenaal in hulle manier van lewe, hoe hulle lewe. Maar weet jy wat, boonbehalwe alles, is daar net een getuienis of getuie wat saak maak bo alles. En dis die getuienis wat God van jou het. Wat gaan die Here van jou sê? Wat is jou getuienis? En weet jy wat, in Job 1 sien ons iets skokkends, maar is mooi. In Job 1 sien ons God self getuig oor Job. Kom ons lees gou vers 8 saam. En die Here vra vir Satan, en hier kom al sy seuns bymekaar, die engele kom bymekaar, en Job is daar bymekaar, en hier kom Satan, en die Here vra vir hom, waar kom jy vandaan? En hy antwoord in vers 7, oor 'n swerftuig oor die aarde het hy dit deurkruis. Dis wat hy doen vandag. Maar hoor hierdie kragvers in vers 8. Hoe getuig God oor Job? En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, hoor mooi, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat nie afwyk van die kwaad nie. Hy getuig nie van Job se vriende nie, hy getuig nie van sy familie nie, hy getuig nie oor sy kerkverband of sy kerk nie. Nee, God self getuig oor Job. Sy familie getuig nie oor hom nie. Goeienaand Willemien, hoe gaan dit met jou? Of sy kerk of enige iemand nie. Nou ek het al in my lewens ook vir jong mense getuie in hulle getuieskrif iets geskryf wat ek weet van hulle geestelike lewe, mooi goed, en 'n mens skryf dit daar hoe hulle lewe is en hoe lief hulle vir die Here is, want dis mos maar ook op jou getuieskrif. Maar ek sien deesdae is dit nie meer so nie, want die werke, dink ek, penaliseer dalk jou as jy 'n Christen is. Ek weet nie, dit is dalk miskien vir hulle so. Maar die vraag is, as God vandag oor jou praat, wat sal hy sê? Wat sal hy sê? Jy sien, God se getuienis of God se getuienis is nie gebaseer op 'n mensebeeld of op jou beeld nie, maar op jou karakter. Dit gaan oor jou karakter. En weet jy wat, die Bybel sê nie Job was ryk nie, alhoewel hy ryk was, invloedryk of bekend nie. Nee, God fokus op wie hy was, nie op wat hy gehad het nie. En dit is so belangrik dat jy vanaand net moet weet, en dit moet net iewers by jou prik, dat God getuig oor wie jy is. Nie oor wat jy het of wat jy besit of jou invloedryke manier van wat jy het in jou samelewing nie. Jy sien, God se beskrywing hier in vers 8, en dis baie belangrik, gaan oor Job se karakter. Dit gaan oor Job se karakter. En as ons gaan kyk, kom ons breek dit gou op, dan sien ek 'n man vroom. Die woord sê 'n man vroom, regte optrede teenoor mense. Dan sien ons opreg. Dan sien 'n mens opreg. Ek wil nou net ietsie sê oor dit ook. En dan sien ons daar dat hy was Godvreesend. En dis my baie belangrik, 'n eerbied vir wie God is. En dis my vraag vanaand.
Is jy as mens nog godvreesend? En dan sien ons ook in hierdie eindste vers, dan getuig hy van sy karakter daar. Hy sê, en vermy die kwaad. Hy sê daarso, en wat afwyk van die kwaad. Morele dissipline. Jy sien, daai is ongelooflik baie belangrik, en ek wil iets sê oor dit. En ek gaan nou daarby kom, en daai is baie belangrik. Kom ek kyk gou 'n bietjie, kom ek vra so, waarna kyk God in my lewe? Waarna kyk hy? En dit het al seker by jou opgekom, of dit moes al by jou opgekom het. God kyk nie na jou Facebook blad nie, hy kyk nie na jou Instagram nie, hy kyk nie hoeveel followers jy het nie, hy kyk nie na jou kerktitel nie, in my ID staan my volle name, daar staan nie pastoor nie, hy kyk nie of dokter of professor of wat ook al mense is, wat so gesteld is op hulle titel nie, nee, hy kyk nie na jou Bybelkennis nie, hy kyk nie hoe ken jy die Bybel of die Bybelverse of wat ook al nie, maar weet jy waarna kyk God, en waarin stel hy belang? Natuurlik jou karakter, maar die meeste van alles en die belangrikste van alles is jou hart, en daarom wil ek vandag vir jou sê, Spreuke 4 vers 23, geliefdes, ek wil vandag dit by jou inprint, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe, daaruit kom jou karakter, daaruit kom jou getuigskrif. Jy sien, hierdie getuigskrif van Job is dalk miskien kort gesê, maar tog baie kragtig. En weet jy wat, as 'n mens gaan kyk na dit, iemand wat vroom is en opreg gelewe het of in opregtheid is, godvreesend is. Ek wil myself in daardie goed meet. Ek wil myself, goeienaand Delinda, ek wil myself koppel aan daardie dinge. Jy weet jy wat, by die huis, agter geslote deure, tussen 4 mure, niemand sien jou gebedslewe by jou huis nie, niemand ken jou gebedslewe nie, niemand ken jou stryd teen die sonde nie, jou keuse is wanneer niemand kyk nie, jou keuse is wat jy doen, wanneer jy in die geheim is. Weet jy wat die belangrikste van alles, en hierdie is vir my so belangrik, en tog het 'n mens dit nou al gesien oor die tyd, jou integriteit in stilte nie. Dis wat belangrik is. Maar weet jy wat? Daar is 'n oog in die hemel wat sien. God sien alles. Hy weet alles. In hierdie eindste Job 1, wys God eintlik vir my en vir jou vandag, en ek gaan jou so 'n bietjie net ruk hierby, God ken Job se lewe intiem. God ken my lewe intiem. God ken jou lewe intiem. Weet jy wat sê hy daar? Hy sê, het jy ag gegee op my diensknegt of op my dienaar Job? Kyk mooi, lees wat sê hy daar. Baie belangrik. En dit lei tot hierdie getuienis oor Job. En weet jy wat, let op, wanneer 'n mens oor God getuig, of wanneer God se getuienis oor Job is, lei dit tot 'n aanval van die duiwel, selfs jou eie lewe. Wanneer dit 'n getuienis is oor hoe jou verhouding en jou houding is teenoor God, en jou verhouding en jou geloofslewe teenoor God, het jy, kind van die Here, altyd 'n aanval en 'n aanslag van die duiwel. As jou lewe reg is, en jy lewe jou lewe volgens die wil van die Here, sal die vyand jou nie los nie. Kom mense, stuur 'n bietjie daai likes op, herken dit vanaand. Weet vanaand, dit wat ek hoor, dis dalk hoekom ek so erg aanvalle kry. Dis hoekom sekere goed daar is. Weet jy wat, dat ons later dan so gefokus op, en daarom moet jy Sondag se boodskap nie mis nie. Die misleiding van leuns, die stem van leuns, van misleid. En die duiwel praat met 2 mense in die Bybel. Hy praat met 2 mense, en ek gaan Sondag daaroor praat. En ek gaan vir jou wys hoe belangrik dit is om mense wat om jou is, maar baie kere met 'n knippie sout te moet vat. Want ek sal vir jou sê, vertroue predikers, mense in die kerk, die Here noem hulle geveinstes, noem dit wat jy wil. Kyk en wees versigtig. Weet jy wat? Hy gaan jou nie los nie. Jou geloof gaan getoets word. Jou integriteit gaan aangeval word. Nie omdat jy swak is nie, maar omdat jy eg is. Ek wil vanaand vir jou sê, daarom is daar so baie aanslag ook. Kom ek herken dit vanaand by ons by Nou Limits Gesinskerk. Altyd gedurende aanslag. Weet jy wat, want ek voel en ek weet, dis die woord van die Here, wanneer 'n bewegende kerk is, wanneer die gees van die Here vloei, wanneer iets reg gedoen word,
Wanneer goed met integriteit gedoen word, en ek mag so 'n bietjie daaroor brek, want dis wat ons doen, kry jy die aanslag van die lewe. Weet jy, ek het altyd 'n gesegde wat sê, die Here, of ekskuus tog, die vyand, die duiwel, val nooit dooie geloof aan nie. Nooit. Weet jy wat? As jou geloof dood is, as jy gelykvormig is in die wêreld, so be it. Hy gaan jou uitlos. Jy sien, hy val lewende geloof aan. Hy val aan hulle wat warm is, hulle wat die aangesig van God soek. Weet jy, kan ek gou vir jou iets sê vanaand? Nou die dag het ek 'n Monja, ek gaan nou nie in diepte ingaan oor hierdie dinge nie. Maar 'n mens kom op jou lewe as 'n prediker en jy weet wat jou beroep is en jou roeping is. Jy weet wat is die vyfvoudige bediening. Ek sê weer vandag vir iemand ook dat, weet jy wat, as jy nie in 'n kerk is wat uitreik nie, wil ek vandag vir jou sê, is jy in 'n kerk wat hulle eie koninkryk bou. Jy's in 'n verkeerde kerk. Jy moet by 'n kerk kom waar daar uitgereik word. Matteus 28:19, jy moet maar gaan kyk. Dis deel van die evangelisasie, dis deel van die eenvoud van dit. Dis deel waar jy kom as 'n amptdraer, as 'n kerkganger, as 'n kind van God, noem dit wat jy wil. Moet jy uitreik, moet jy 'n getuienis wees van die Here. Hierdie jaar het ons eintlik Wendy teenoor hulle vir ons ongelooflike mooi. Ek gaan een aand sal ek vir julle wys ons golfhempies. Ons is so 'n groepie in die kerk wat golfhempies het en ons span is dit en ons het ons Bybelverse en ons gaan praat en ons dra dit met trots. Weet jy, ek dink dis amper soos 'n burgemeester wat die ketting dra. Ek sien hulle dra dit nie meer nie, dit is seker maar verkoop. Vandag se burgemeesters iewers het die ding seker maar gesteel geraak en verkoop. Maar weet jy wat? Dra die naam, jou brand, jou naam met trots, die naam Jesus Christus, die naam bo elke naam. Weet jy wat? Ek is warm vir die Here. Ek het 'n lewendige God wie ek kan bid. Ek is nie skaam nie. Hulle ken my as ek kom by die golf. Nou dat ek gou daaroor praat. By die golfbaan, hulle ken ons. Ek dink Tannie Marlene sê hier op 'n 6, jy Sondag vir my naps bid vir my. Nou ja, dan doen jy dit. Dan doen jy wat jy moet doen. Jy sien, want dit vorm jou getuienis voor God. Jou verhouding met God. Maar ek kom terug, ek kan met jou praat en sy sê vir my oor mense, oor sekere mense. Ek sê, ek gaan nie meer nie. Ek gaan nie meer met mense praat om kerk toe te kom of om dit te doen nie. Dis maar wat dit moet wees. Hoekom? Because they make their choice. Hulle het hulle keuse gemaak. Weet jy wat? Met 'n nuwe wedergebore kind van die Here, ja, werke ou. Maar julle wat dalk vanaand luister, wat besluit na die stem van misleiding, om te luister na die leuns van die vyand, wat nie meer by die kerk wil uitkom nie, wat nie meer jou tyd wil uitkoop nie. Ek wil vanaand vir jou sê, gaan lees Openbaring 1-3, dan gaan lees jy eintlik daar in daai gedeelte, ek gaan bietjie daaroor gesels, tot en met 5, daar gaan 'n tyd kom en dit lê voor die deur, wanneer die wegraping gaan plaasvind van die kerk, die wêreld gaan deur 'n tribulation, hulle gaan deur 'n verdrukkingstyd moet gaan. Maar my vraag is, gaan jy saam? Jou getuienis voor God, wat hier gebeur, gaan jy saam? En ek sê vir hom, ek gaan nie meer nie, want hulle ken die waarheid. Dis hoekom. Jy kan maar hoor van liefde, jy kan maar hoor ons maak hulle by mekaar, ons gaan God se liefde. Luister, ek het gou vanaand vir jou 'n nuus. Ek wil, moenie mense mislei met God se liefde nie, hulle ken God se liefde. Hulle weet wie Jesus is, hulle ken die man van Golgotha, hulle weet presies wat Jesus vir hulle doen en kan doen, maar hulle kies om nie dit te doen nie. Hulle kies om gelykvormig te word, hulle kies om 'n dooie geloof aan te neem. En weet jy wat? Toe sê ek vir, ek kan nie meer my krag en my energie, want dit is die las van die mens op jou, wat jou tyd steel van die wat eg is in die geloof om God te dien. En jy kan maar afgaan. Jy kan maar vir my kwaad wees. Jy kan maar sê, dis 'n pastoor wat nie uitreik na my toe nie. Luister, vertel 'n bietjie die waarheid. Ek daag jou uit. Kom staan by my in die kerk en kom sê, hoeveel keer het ek nie al uitgereik na jou toe nie? Hoeveel keer het ek nie al met jou geraas, of as jy dit wil raas noem, soos julle mos maar sê, ek weet nie, maar met jou gepraat nie. Wanneer jy 'n misleidende valse keuse gemaak het, in rebellie opgetree het voor God, sal jy my nie kan wys nie. Ek sal jou enige tyd wys. Ek sal enige tyd vir jou sê, ja, miskien het ek vergeet, of dalk is ek so, ek is jammer, of waar is nie. Maar luister,
Ek wil jy moet vanaand iets hoor, en ek is baie lief vir jou, ek bid nog steeds vir jou siel, en ek bid dat jy tot 'n inkeer sal kom, ek sê dit vanaand as 'n getuie voor God, want God ken my hart. Ek hoop jy kom weer tot jou sinne, ek hoop jy kom weer by die Here uit, ek hoop jy kom weer waar jy was, by 'n lewendige geloof, en jy kan onthou wat God vir jou gedoen het. Hoor gou, die Here getuig van Job, hy sê 'n man wat vroom was, hy sê 'n man wat Godvreesend is, wat opreg is en wat afwyk van die kwaad. Nou moet 'n pastoor van die kerk jou handjie vat en vir jou sê, ek weet nie wat doen jy agtertoe deure nie, man. Hou op om mense te mislei. Hou op om jouself te mislei. Weet jy wat? Dit gaan oor jou verhouding met God. Dit gaan nie oor godsdienst nie. Dit gaan oor jou verhouding, jou gehoorsaamheid. Dit gaan nie oor jou perfekte lewe nie, maar dit gaan oor jou gehoorsame hart. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong. Weet jy wat, laat ek net gou in 'n kerk gaan sit om my gewete te sis. Hey, kan God jou meet met vroomheid, met opregtheid? Dis 'n verskil net om te kom sit. Maar weet jy wat, hoe lyk jou hart? Is dit 'n gehoorsame hart? Is jy knaand? Soek jy heeltyd net hierdie aandag moet op jou gevestig word, want die duiwel lei jou eintlik van jou welgesteldheid af wat God eintlik vir jou het. Begin bietjie God navolg, man. Begin 'n bietjie in opregtheid by die Here uitkom. Ja, jy gaan aanslag kry. Job het dit gekry. Ek sê dit, dis deel van 'n mens se getuienis. Die kernvraag vanaand is nie wat sê mense van my of wat dink mense van my of my familie of wat dink die kerk van my nie. Maar wat sê God van my? Wat sê God van my? Hoe getuig God van my? Hallo Karen, hoe gaan dit? Lekker om jou op te sien, man. Weet jy, kan ek vanaand vir jou bemoedig? Bou 'n getuienis wat God eer. Hey Johnny, weet jy wat? Ons het almal nog baie om te leer en ons leer van mekaar. Maar as ek vanaand net vir jou iets kan sê, is ontdek en hou vas aan wie Jesus is en lewe Godvreesend. En bewaak jou hart meer as alles. Daar kom tye wanneer jy moet sê nee. Weet jy wat, ek het respek vir mense wat dit kan doen. En daar's tye wat 'n ou moet sê ja. Weet jy wat, die tyd is min en ek sê dit weer vanaand. Dankie vir jou openhartige antwoord hierso. Baie om te leer, ons het nog almal baie om te leer. Maar weet jy wat, is belangrik dat ons moet weet dat ons 'n getuieskrif dra. Bou 'n getuienis wat God eer. Dis belangrik. Leef eerlik, man. Leef eerlik. Ek sê weer vandag, die eerlikheid van alles is in elke mens is. Jy weet Jesus het jou lief, man. Jy weet dit. Jy weet wat Jesus vir jou beteken. Jy weet wat Jesus vir jou kan doen en wat hy vir jou gereeds gedoen het. So vanaand het hy al reeds vir Wendy en vir Annie hulle genees. Hy het al reeds dit gedoen. Weet jy wat? Die naam Jesus beteken Yeshua, die God van genesing, die Jesus. Dit beteken kragtig. Daar's 'n lewendige God wat dit reeds vir jou gaan doen. Om siek te wees en om dood te gaan is 'n wet op hierdie aarde. Maar weet jy wat? Die geestelike lewe, die naam Jesus, wat hy vir jou kom doen het, beteken dat jy 'n ewigheidswaarde by hom gaan kry. Dis wat belangrik is. Dis wat belangrik is. Yes, amen Erik, ons kan nie sonder, dankie dat julle saam praat, ons kan nie in hierdie lewe sonder die Here gaan nie, en ek sê dit baie. Weet jy wat, leef eerlik. Geen dubbele lewe nie, moenie dubbele standaarde hê nie. Geen kompromie nie, man. Geen kompromie. Leef heilig. Dis seker moeilik om elke dag heilig te lewe, maar kom ons streef na heiligmaking. Kom ons streef daar. Leef nederig voor die Here. Leef dat ons kan getuig dat ons is afhanklik van die Here. En dan die belangrikste van alles, leef gehoorsaam, want gehoorsaamheid is dit wat die oes in jou lewe bring. Dis dit wat die skure volmaak. Dis dit wat die deure oopmaak in jou lewe. Dis dit wat vandag, weet jy, in hierdie brein van jou sê, jy weet nie
wat gaan gebeur, waar kom die goed nie? Hoor gou, ons kan God nie in hierdie goed meet nie. Moses leer ons in Psalm 90. Wendy, as jy gou vir ons dit kan opsit, maar ek wil net iets vir jou leer. Dis 'n gebed wat Moses gebid het, Psalm 90. Die verganklikheid van die mens. Dan kom hy, dan sê hy in vers 9, hy sê hierso, of kom ons sê in vers 3 en 4, U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug o mensekinders, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister en dit skiet verby. Jy dink nog oor gister en vandag en môre, dan het God al reeds vir jou 'n plan gegee. Jy moet net met hom praat. Jy moet net by hom uitkom. Weet jy wat sê Jesaja? Hy sê, lees die boek. Lees die rol. Hierdie is belangrik dat ek en jy dit moet lees. Ek wil afsluit deur vanaand vir jou te sê, hoor wat sê, ek wil eindig gou vers 9 vir jou lees op, want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare daarin is 70 of is baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, en gou gaan dit tog verby. En dan kom hy, hoor wat sê, Here, help my, leer ons in vers 12, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Jy moet begin bid vir die Here om 'n wyse hart te kry. En die Here gaan dit vir jou gee. Jy sien, gebed vat werk, gebed vat vertroue. Jy weet Jesus het jou lief. Jy weet Jesus het jou baie lief. Jy weet hoe belangrik gemeenskap is in die samekoms, en jy weet hoe belangrik dit is om te fellowship. Jy weet hoe belangrik dit is om te worship. Speel worship musiek in jou huis. Begin 'n bietjie die Here te worship en te aanbid. Kan ek gou vir jou iets sê? Die grootste sukses in die lewe is nie wat mense van jou sê nie, maar dis wat God van jou sê. Kan ek jou gou iets leer van die elemente van gebed? Ek gaan vir jou 'n paar punte gee. Die eerste een is aanbidding en lof. Ek het dit hier voor in my Bybel geskryf. Die tweede een is danksegging. Kry vir 'n slag net 'n dankbare hart. Hou op murmureer en kla. Ek sê weer Sondag, kom hoor na hierdie woord wat ek het. Bring mense saam. 3. Die belydenis van sonde. 4. Voorbidding. En hoe moet ek en jy bid? Ons moet bid tot die Vader wat in die hemele is. Ons moet sy koninkryk laat uitbrei. Bid in die naam van Jesus Christus. Die woord sê dit vir ons. Bid deur die krag van die Heilige Gees. Bid volgens God se wil. Bid gelowig. Wanneer jy bid, glo dit. Glo dit. Bid volgens die wil van die Here. Bid opreg. Soos Steenus nou daar gesê het. Bid opreg. Weet jy wat, moenie met selfsugtige begeertes bid nie. Moenie in ongeloof bid of twyfel nie. Weet dit wat die Here vir jou kan doen. En weet jy wat, dit is in so kort dit. Ek wil dit net vandag vir jou gee. Hoe die Here deur al hierdie tye saam met jou sal loop en hoe hy jou gaan help om dit te kan doen. Wanneer jy begin om te worship, 'n liedjie of 2 net saam te sit jou gunsteling liedjie, jou persoonlike liedjie, dit wat jy van hou, begin net saam te bid en saam te sing net saam, en begin in worship ingaan, begin net die Here te bid, aanbid, begin net met die danksegging, gee hom die eer, die allerhoogste in die hemel. Kan ek gou vir jou iets sê, en wanneer jy op jou horlosie kyk, is 10-15 minute weg, dan sê jy vir my dalk miskien, jy kan nie eens 5 minute bid nie. Die Here soek nie lang gebede nie. Hy soek intimiteit. Hy soek opregtheid. Hy soek danksegging. En dis wat ek en jy moet doen. Hy leer ons in Matteus 6, moenie bid soos die heidene nie, man. Kom 'n bietjie in aanbidding, glo en vertrou wat die Here kom. Kom met autoriteit voor God. Weet wat die Here vir jou kan doen. Weet wat die Here vir jou kan doen. Ek wil vir jou sê vandag, ag dankie Johnny, baie dankie. Ja, en dis belangrik om op te staan. Dankie Here vir 'n honger na u hart. Yes, Karen, dis waar. Daar moet 'n honger wees na dit. En ek sê vanaand weer vir jou, dis wat die egtheid van die mense opregte lewe bring. Met foute.
Ek gaan nou nie vanaand myself verduidelik nie, want dit is common sense. Ons almal het foute, ons almal maak foute, ons almal maak so nou en dan 'n verkeerde besluit, soms meer as gewoonlik. Dis wat gebeur, want ons is in 'n wêreld. Maar moenie laat dit jou bewe nie. Moenie, soos wat ek Sondag gepreek het, so Saul se hart het begin bewe toe hy voor die Filistyne kom nie. Want hy het nie gedoen nie, want weet jy wat? Die woord Dawid sê, met my God, hoor gou mooi, met my God kan ek 'n benderstorm loop. Wendy sê so, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie. Ja, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke in die strate te staan. Daar sê dankie, Wendy is skerpe. Sy gooi dit so. Dis lekker om so 'n moderator. Dank die Here vir iemand soos jy, Wendy. Kan ek vanaand dit sommer getuig? Ons is regtig so bevoorreg, so Celine, hulle elke dinsdag, elkeen van ons gemeente. Man, ek wil net vanaand vir julle sê, dankie dat julle vir almal bid. Maar nou is jy op, dankie Linda, nou kan jy saam luister. Maar goed, kom ons kyk hoe laat dit is 12:30. Dankie dat julle saam geluister het. As dit die Here se wil is, sien ons mekaar weer donderdag aand, en ek wil sommer net nou voorbrand maak vir Sondag. Weet jy wat, moet asseblief nie Sondag mis nie. Ek het 'n baie sterk gevoel, en as ek het altyd in my het, is nie ek nie, dis die Gees van die Here. Weet ek ook dat daar gaan mense kom met demoniese krag, maar weet jy wat, ek is weer 'n bietjie lus vir dit. Bietjie lus weer vir demoniese mense wat kom, dat ou die duiwels uit hulle uit kan dryf, sodat hulle kan vrykom. Ek wil vandag vir jou sê, die vyand, ek wil gou hê jy moet iets hoor. Die vyand dink, jy dink die vyand bind jou lewe. Die vyand bind nie jou lewe nie. Die vyand bind jou gedagtes. Jy sien, want Sondag wanneer hy kom en hy weet daar's vir jou 'n vrymaking, daar's vir jou iets wat gaan gebeur. Daar's altyd iets groots. Gaan kyk maar. Gaan hy vir jou sê, hoe wil jy kerk toe gaan? Gaan eerder Hoompie toe. Daar is, of ry eerder Harties toe, of doen eerder iets, of wat ook al. Yes, en dan mis jy die blessing van God. Dan mis jy daardie 'n wonderlike tyd. Daar's baie keer belangrike besluite in ons lewe. As ons kyk na Gideon, en hy het 'n wolvlies, baie keer moet ons wolvlies uitsit. Daar's baie belangrike besluite en goed wat ons moet doen. En ek sê nou vir jou, as jy nog nooit in jou lewe jou wolvlies uitgesit het nie, dan het jy nog nooit regtig en opregtheid gebid nie. Sorry, ek moet dit maar vir jou sê vandag. En hy kom en hy sê, Here, as die wolvlies nat is en is van die dou en is droog rondom dit, dan weet ek dit kom van U af. En so gaan hy weer en hy sê, Here, as die wolvlies droog is en die grond is nat, en so doen die Here dit. Die Here, al toets jy soms dit, al vra jy soms, maar weet jy wat doen baie mense? Hulle dink hulle hoor by die Here. Nou wys, jy moet seker maak, sit jou wolvlies uit, keuses, gaan maak seker, gaan sonder af, there must be a fire, jy moet so baie bid. Ek het eendag gebid op Mount Zion, en ons het gebid en die Here het gesê, uit hierdie lote, ons moet op 'n punt, die Here het gesê, vorentoe in jou lewe gaan jy moet begin om die, as die, in Johannes 15 sê hy die lote, die wingerdstok gaan afgekap word, dit gaan, moenie deel wees van daai nie, jy gaan sien, ek het dit al gekry, ek moet eintlik net kyk, ek het dit hier aangeteken in my Bybel, ek dink dit was in 2011 of daarom, of iets, het die Here dit al gewys, hoe die kerk gaan lyk. Waar gaan jy nou een opsie? Jy moet fokus. Nou het ek dit in so. Ja, dink dit lyk soos 2009 of 10, ek kan nou nie hier uitmaak, hier is in so 'n lelike groen geskryf, ek sal nou 'n foto neem en hom inzoom. Het die Here al gesê, weet jy wat, die wat gaan vashou in die laaste dae, want hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer, elke loot wat in my nie 'n vrug dra nie, neem hy weg. Ja, en ek sien dit, en ek bid, ek sê vir Monja, kan nie wees nie, dit kan nie wees nie, hoe sien die mense nie die goed nie? Ek wil nie meer vir jou vertel, Jesus het jou lief nie, jy weet Jesus het jou lief, jy weet wat die Here vir jou kan doen, jy moet begin om in hom te bly en die vrug te dra. Sondag het ek gesê, die Here het sy gees weggevat en hy toegelaat dat 'n bose gees in Saul wees, want hy was nie meer 'n man na sy hart nie, hy het sy eie kop gevolg, mense doen dit,
en dit gaan jou val wees. Moenie. Ek spreek dit nie uit nie, ek wil vanaand hê jy met die waarheid oor. Moenie aanhou met verskonings en met goed en met dinge wat God nie behaag nie. Kom in opregtheid voor die Here. Dra sy naam in opregtheid en met krag. Be a loner even if you have to. That's fine, doesn't matter. Kom nou limits toe, daar gaan jy 'n familie hê. Maar kom ons dra mekaar op. Dankie, ek is nou 'n bietjie baie lank oor my tyd. Julle moet almal 'n lekker aand hê. Ek hoop hierdie woord het jou geseën vanaand. Ek hoop dit was vir jou 'n blessing. Dankie Wendy. Ja, hy sê daar, gaan lees dit. Hy sê hy gaan uitvat as jy nie meer vrug dra nie. Kan ek vanaand vir jou vra? Ons het 'n gebedslyn. As jy dalk voel jy's op daai punt waar jy nie meer vrug dra nie. Jy dalk so bietjie nog kan ek net weer sê wat ek gesê het, leef eerlik, moenie dubbelstandaarde in jou lewe hê. God laat hom nie mors nie. Moenie 'n kompromie aangaan nie. Asseblief hoor, moenie, kom ek en jy wees eerlik, kom ons wees gehoorsaam en ons kry 'n lewende geloof weer terug, en ons vra eerder die Here, en ons vra, al het jy dit nie dalk nou nie, ry op iemand se geloof, wat saam met jou kan ry. Maar weet jy wat, daarom is dit so belangrik, ek sê dit altyd, is okay om nie okay te wees nie, is okay om in 'n dal van doodskade weer te wees. Maar weet jy wat, die Here gee ons tog 'n onderskeid. Jy kan ook nie vir 2 jaar, 3 jaar in 'n dal van doodskade weer bly nie, dan word dit sonde. Jy moet begin om daar uit te kom en besluit, ek moet weer iets begin doen vir God in opregtheid. Dankie dat julle saam geluister het, julle moet vanaand lekker slaap, die Here eer, die Here is saam met julle, en ja, as die Here se wil is, dan gesels ons weer met mekaar. Sondagmôre, ek moet op dit gehamer, die stem van misleiding. Kom, luister, met wie, ek gaan dit opbreek vir jou, met wie Satan gevra, en dan gaan jy eintlik sien, hoe hierdie puzzle by mekaar kom. Goed, sien julle, die Here seën.